Dis so my voorreg om jou vanoggend te verwelkom in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. God drie-enig, die bron van liefde, van lewe, van alles wat mooi en wat goed is. Vader, Seun, Heilige Gees. En in hierdie verwelkoming kan ek vir jou sê, vandag gaan ons God ontmoet deur die verhaal van Rut. En ons beginwoorde wat ek vra dat jy saam met my hardop sal sê is Galasiërs 3 vers 28. Kom ons lees dit hardop. Daar is nou nie meer Jood of Griek, nie meer slaaf of vryman, nie meer manlik en vroulik nie, want julle almal is een in Christus Jesus. Kom ons staan en ons aanbid die Here.
Voor julle sit, high five net iemand. Nie jouself nie, Johan. High five. Nou moet ek sê, in die 75 jaar geskiedenis van Blanco gemeente, sal die eerste dominee Barnard Botha, oom Gert, hy was daarom hier in 2011 en gesien, ons is 'n happy, clappy, wonderlike gemeente, maar ek wonder van sy ouderlinge van daai jare sou gesê het, hoe bedoel meneer dan nou? High five. Maar julle ken die hart, die evangelie, God bly dieselfde genadiglik, altyd. Maar ons verander. En ek is so bly jy's hier, terwyl julle sit, al die kinders wat hier is, wat nie eers in die Kaap sport het en eers vanmiddag terugkom nie, kom sit julle hier voor, en ek wil gou vir julle ietsie fantasties wys. Sien julle vir Tannie Hanna van Niekerk op die skerm daar links bo? Wat dink julle doen sy? Sy flip 'n pannekoek. Sy gooi 'n pannekoek. So ek wil net vra, is dit harde werk om 'n pannekoek? Dit is om dit aan te maak en dan om dit te flip, en kyk net gou hoe mooi flip sy hom. Wag, ek is op verkeerde, daar sy. Daar gaan sy. Sien julle? Kom ons kyk weer. Wil julle sien in stadige aksie? Kyk hoe doen sy hom. Ag nee, hier's ek weer verkeerde plek. Een terug. Okay, Tannie Hanna, hier gaan ons. Yes, okay, ons is net te laat. Maar julle, gister het iets fantasties gebeur. Wat? Vleismark. Ja, niks rugby, niks ander goed nie. Vleismark. En bazaar. En laat ek vir julle lees. Nie net Tannie Hanna het pannekoek gebak en hard gewerk nie, maar daar was soveel mense wat vleis gesny het, wors gemaak het, koek gebak het, vooraf pannekoek gebak het, roosterkoeke gebak het, sommer met 'n ou vuurtjie ook daar. Otter, wow. En wat nog? DJ gespeel. Waar is my DJ? Sy het mooi musiek gespeel. Net nie daai pikkewyne een het ek nie van gehou nie, maar die ander liedjies was great. Daar was sosaties gebraai. Daar was mense wat verwelkom, vir almal verwelkom het. Pudding verkoop. Daar was mense met Absa kaartmasjiene. Was Absa oop gewees? Yes, dit het gewerk. Pudding verkoop. Goed verkoop. Wat nog by die bazaar? Curry en rys gemaak. Het ek iemand oorgeslaan? Teetuin. Wat nog? Die wyntuin. Nee, wat 'n party was jy by? Julle, dit was fantasties. En raai wat? Dit was harde werk. Wat moet 'n mens hard werk? Jy moet oefen vir jou rugby, vir jou netbal, nee. Jy moet hard werk vir jou swat, vir leer. En dan pappas en mammas moet hard werk. Hoekom? Want elke oggend wil jy jou pap kan eet, jou koffie kan drink, die ligte aan, jou wifi. So mens moet hard werk om sulke goeders te kan bekostig. So ek wil hê al die kinders moet saam met my lees wat Dominee Paulus geskryf het en gesê het vir Christene. Okay, ek is bly julle manne is ook hierso. Ek is so bly julle is hierso. Julle kan lees op die bord. So almal hardop. Ons gaan lees wat Dominee Paulus vir ons almal vanoggend wil leer. Is julle reg? Al die kinders 1, 2, 3. In alles het ek vir julle 'n voorbeeld gestel. Okay, pause. So wat nou gaan kom, is die voorbeeld wat Dominee Paulus gestel het vir die ouens met wie hy praat en vir ons vandag ook. So is julle reg? Ek gaan die pauseknoppie los, dan moet ons aangaan. Daar's hy. Dat ons so hard moet werk dat ons die armes kan help. Pause. Hoekom moet ons hard werk? Dat ons wie kan help? Die armes. Okay, en daar is baie mense wat ongelukkig arm is. Daar's ryk mense wat baie arm is. Want hulle het baie geld, maar hulle het nie baie liefde. En party ryk mense ken nie die Here. Maar die ryk mense wat ek ken, wat die Here ken, is die fantastiesste ouens van almal. Want raai hoe lewe hulle? Lewe hulle so? Lewe hulle van myne? Weet julle hoe lewe hulle? Alles wat ek kry, kom van God af, en hy wil hê ek moet dit uitdeel. Okay, laaste deel.
1 2 3. Onthou die woorde van die Here Jesus. Dit is meer geseënd om te gee as om te ontvang. Nou daai woord geseënd is bietjie 'n groot woord, so ek gaan hom vertaal. Wat Jesus sê is, hy sê dis lekkerder om te gee. Dis lekkerder om te gee as om te kry. So al die geld wat ons gemeente gister gemaak het by die vleismark, is dit baie, dink julle? Dis baie. Dis baie. Dis, soos die ou mense gesê het, oorvloediglik geseënd baie. En raai wat gaan ons doen met elke sent daarvan? Ons gaan dit gee vir die armes. Yes. Maar sommer net alles gooi nie. Mooi 'n hele jaar lank beplan, elke maand vir wie dit gaan en watter organisasie, dat daai geld nie net in die water val eintlik nie, maar dat dit regtig 'n verskil kan maak. So, ons gaan dit uitdeel, alles. En ek was sommer klaar vir die gemeente, almal sê, ons moet eintlik hande klap daaroor, dat ons alles gaan weggee. Sal julle insit met die hande klap? 1 2 3. Okay, dis nie hard genoeg nie. Dit is nog nie hard genoeg nie. Wow. Ons sê vir die Here dankie, dat ons sy uitdelers kan wees. Wie gaan hierdie uitdeel? Yes, ek het die hele tyd gesê, kom. Ek het gesien, jy's lus. Ek hoop julle mag koffie hê, so vroeg in die oggend. En hierdie is van Uncle Joe's. En hy vra, lees gou vir my, wat staan daar? Pray for us, Uncle Joe's shop. Pray for us. So kom ons doen dit. Lord, we pray for Uncle Joe's shop and the men who work there. And thank you that they are giving us this coffee toffees. En wat sê mense aan die einde van 'n gebed? Amen. Amen. Sal jy uitdeel? OK. Terwyl hy uitdeel vir al die kinders, as daar groot kinders is met plooie daar agter, kan jy vir hulle ook gooi uitdeel. Jy's reg. Maar jy gaan assistente moet kry. Go for it. Jy het 36 sekondes, dan moet alles uitgedeel wees. Good. So terwyl hulle uitdeel, gaan ons sing oor ons diepste blydskap. Want ons blydskap is soveel meer as 'n vleismark en 'n salarischeck of 'n rugby oorwinning, wat ook al in jou lewe jy oor bly is. Ons gaan sê ons is bly oor Jesus. En wat doen Jesus vir ons? Net soos wat hy nou doen, wat doen Jesus vir ons? Hy deel sy wat? Sy liefde. So, hy gee vir ons 'n nuwe kleed, hy maak ons sy kinders en ons is so bly. Wie van julle was al by 'n troue? 'n Mens noem dit mos nou eintlik 'n bruidegom en 'n bruid. Die bruidegom, is dit die man of die vrou? OK, en die bruid is die vrou. En as hulle trou, dan hou mense partytjie en hulle is bly. So die plan is nou dat ons met soveel blydskap nou gaan sing, dat ons bly is oor die vleismark en oor alles en oor 'n pappa en mamma en oor al die wonderlike dinge van die lewe, maar die blyste is ons oor iemand. En wie's dit? Iemand? Ons is die blyste oor Jesus. So kom ons staan en sing saam met al die pappas en mammas.
So julle gaan saam met Ferdi, gaan julle na die kerksaal toe en ons sien julle na die diens vir koffie en tee. Jy het oorgelos, maar dis okay. So dis vir die res van die pappas en mammas vanoggend, as julle hier vooruitstap vanoggend, julle kan uitgaan, pappas en mammas kan sit en ons eer die Here met ons dankoffers. En veral vir julle daar op YouTube kan jy sien die verskillende maniere waarop jy finansiëel kan investeer in die liggaam van Christus hier in Blanco. Maar ons wonderlikste uitdeel na die wêreld is onsself, ons tyd, ons gawes, ons hier wees. Dankie dat jy hier is. Vriende, dan sal jy ook sien 'n blaadjie. Is daar iemand wat nie een gekry het nie? Ons het 'n paar. Jy kan vir jou een kom kry, as jy sommer hier kom kry. Daar sê asseblief, yes, jong man, kom kry gou. Kom kry vir mamma. So hierdie, in die voorportaal sal jy dit ook sien, is vir ons geraam vir die hele siklus, is dit die program van die vroue van die Bybel siklus, en agterop sê julle sien is die temalied, wat ons net nou vir julle gaan leer, ook vir hierdie hele siklus. Vriende, dan maak net seker dat jy die gemeente se WhatsApps ontvang. As jy nie doen nie, laat weet ons. Jy gaan na die diens, gaan jy die leefgroepmateriaal, die alleentyd kry vir jou week saam met God en Esther. Dan hierdie komende donderdag 9uur is dit die maandelikse dienssentrum. Altyd die eerste donderdag van die maand. En dis vir mans en vroue, seniors, blykbaar kort ek nog 3 jaar voor ek 'n senior is, so al die 60-plussers, en daar word wonderlike goed gedoen. Jou bloeddruk word gevat, daar's koek en tee, lekker kuier, daar's voetmassering, daar's hare, as jy hare het, word hare gesny, so wees deel, en praat met Mariet as jy meer inligting het, maar dis komende donderdag 9uur. Dan so dankie vir julle deel wees van al die diensprojekte waar ons uitdeel. En een daarvan is die Agape George Hospitaal projek, en hier aan die linkerkant sal julle sien wat Daniel, was dit julle leefgroep wat hierdie fantastiese pakkies opgemaak het vir, is dit mammas? Juist nou in hierdie tyd van vroue maand, en hulle deel dit uit, so kontak vir Irenay of Daniel as julle wil deel word van ons uitreik na George Hospitaal. Dan by Huis 2 Morrison, julle die manne nou vanoggend hier gesien, hulle het 'n leefgroepleier nodig, en veral dan nou mans as tipe pa-figure, kontak vir Daniel as jy wil help met Bybelstudie op donderdag aande, en dan ook vir Morrison, maar ook vir Badisa. Kort ons benodig ons kinderklere tussen 6 en 18. So praat met ons diensfokus area leiers. Julle, die fees jaar is nou oor die helfte. En volgende is daar 'n vrouedag en 'n golfdag, en dan 10de maand, en aan die einde van die jaar sluit ons af met die feesnaweek, die Spens Bistro en die Fun Run, en die gemeentefees, die braai, die eet. So moenie ophou fees vier nie. Dankbaar vier ons fees. Dan, julle verlede week vertel van Jelani Barocci, wat vir ons die damesoggend reël, en dit gaan wees Sondag die 6 September, wat ek gaan preek hier binne oor Hanna, en ek vermoed ek gaan min vroue sien, want julle gaan almal wees by die Klei Kafee vir 'n kerk net vir vroue. En daar gaan 1 of 2 mans wees, lyk my, wat help reël en betrokke is, maar dit gaan wonderlik wees. Vriende, dan het ons 'n golfdag, en dit is die 1 September, en ek het gehoop om hier voor al 'n stok en 'n bal te sien. Rikus, is daar een van julle manne wat vir ons gaan deel, wat met ons gaan praat? Asseblief, hy's my tipe golfer, sien ek, want hy het ook my haarstyl, en praat net in die mic. Hallo julle, ja nee, ons het ons golfdag die 1 September, julle kan maar net onthou om in te skryf, stuur vir julle vriende, almal is welkom, ouma en oupa het klaar ingeskryf, so ons kan almal speel, kontak vir my of vir Stefan, ons het nog borge nodig, opvuil items, dit gaan lekker dag wees met 'n ete na die tyd, en ja, kry sommer van julle, almal is besigheidsmense hierso, so van julle suppliers, skryf vir hulle om vir julle ook iets te skenk, sê dis iets wat vir julle na in die hart is, ons moet altyd vir die kliënte uitdeel, so laat die verskaffers 'n bietjie vir ons ook uitdeel. Daar sê, dankie. Karai. Dankie. Rikus, jou toffie. Almal wat vanoggend deelneem, almal wat deelneem mag 'n toffie kry. Julle dan wil ek vra dat Johan van Grene na vore kom, ons leier ouderling, en hy gaan
dankie sê namens ons almal vir wat die Here gister gedoen het. Goeiemôre. Ja, Frans wat gister vir gesê ek moet iets sê. En wat sê 'n mens nou na so 'n wonderlike week en so 'n wonderlike dag wat ons gehad het. Maar ek wil maar begin om vir die hele gemeente dankie te sê. Ek wil sommer begin by die leraars, Ferdi, elke van ons oudste mense, tot die kinders wat gister betrokke was. As ek nou sien hoeveel mense gister betrokke was, by die uitpak, by die vleis, by die betaalpunte, daar by Madeleine se span, dan was daar regtig baie van die gemeentemense wat betrokke was. Maar die hele week, soveel mense wat so hard gewerk het, vir die hele aanspannetjie, wat elke aand so groot verskil gemaak het. Baie dankie. Ons het regtig baie seën ervaar hierdie week. En dit was net vir my een groot lekkerte, een groot fees. Madeleine, jy en jou spannetjie wat hy Valstoor so 'n lieflike plek gemaak. As jy instap, het dit so mooi gelyk met al die gazebos en alles wat julle daar binne gemaak het. Maar regtig baie dankie aan almal wat so baie gegee het. Donasies aan diere en soveel ander goed gegee het wat ons gebruik het, wat die dag so 'n groot sukses gemaak het. Dit is een groot genade wat ons ontvang het. En ja, ek weet nie hoe om regtig vir almal dankie te sê nie. Dan wil ek maar net sê, ek weet nie of ek iets moet sê oor geld nie, want dit is vir my die minste belangrik van alles, maar miskien moet ek het maar sê. Wilmie het gister opgetel, ons groot bedrag, dis nie die winsie, want daar is baie diere wat aangekoop is, skape, beeste, klomp ander goed ons moet betaal, maar ons totale verkope, dit sluit nou Madeleines en alles in, gaan definitief ver oor die 600.000 rand wees. Dit is maar net om van hoendervleis te kry, want ek nog verder gister gepraat, ons het dit gedink nie. Maar dan die belangrikste vir my is die week se saamwerk. Party mense het gestres, vreeslik. Lisse, kyk weer na jou. Ek sien almal wat gehelp het en beplan het, en dit was net een groot fees om by mekaar te wees, daai ure en ure wat ons saam gewerk het, moeg gewees het, en mekaar kon gesels het. Maar gister se dag, as jy nou sien hoe die mense daar gesels het, hoe hulle Corniese woorde gebruik het, hoe hulle connect het. Ek vat vir myself, hoeveel mense het ek gesien en mee gesels, wat ek vir jare nie gesien het nie. En dis die groot voordeel daarvan, dat ons mekaar kon afgee en lekker met mekaar kon gesels en so die liefde en die vreugde aan mekaar kon oordra. En dan die heel belangrikste, ek wil maar net vir ons Hemelse Vader sê dankie, want ons vier ons 75-jarige fees, Christo, wat jy vir ons gereël het. En as ons nou terugdink, 75 jaar wat die Here vir ons voorsien het, wat hy vir ons gedra het, liefde en genade en seën gegee het, oor 75 jaar, dan raak 'n mens net koud as jy daaraan dink. En as ek terugdink aan die week, gister toe ek huis toe ry, dit het ek gesien hierdie week, en dit het ek ervaar, hoe God vir ons sorg, vir ons mense wat nog hier is, en hoe hy vir ons gemeente sorg, en hoe ons dra, deur alle tye. So alle eer aan ons Hemelse Vader, en ons sê net vir hom baie dankie, dat hy so goed is vir my, en vir elkeen vir ons en vir ons gemeente. Baie dankie. Staan net gou nog vir 'n slag, Johan. As julle na die foto's kyk, ons sal van môre af op Facebook oral sal ons julle oorlaai met foto's en met video's en met alles. Maar dit was my so mooi, toe Madeleine en Gerda, hulle tweetjies was nou mekaar se regterhande, toe hulle 'n glasie van ons dankbaar wyn gister, ek dink amper onwettiglik, né? Ja, nee, maar nou nie.
net daar geskink het uit dankbaarheid en so oor elkeen van julle. Aan die einde, julle het gesien as jy instap, dan is daar 'n koffieverskaffer en hulle gee nou 'n deel van hulle wins. En die vrou kom staan my, ek sê, kan ek 'n video neem van jou? En praat met my. Ek sê, what do you think? What was different from last year? Sy sê, it was an incredible step up. It was so organized. It was fantastic. It looks incredible here. En sy gee 'n paar voorstelle. Maar dit is van die getuienis met soveel gemeenskapsmense wat kom en sê, waarvoor is hierdie? En dan die vreemde ding, wat se kerk is julle? Is julle 'n NG kerk? Maar julle wil net hê. Sê nee. Elke sent hier gaan ons gee en gee. So dankie vir elkeen. En op 'n stadium toe staan ek by Benry. En ek vat hom so en ek sê, Benna, moenie vergeet nie, jy's 'n van Greening. Hy sê, wat beteken dit? Ek sê, dit beteken, jou oupa, Ben, was die voorsitter van hierdie kerk. Hulle het hierdie plek gebou. Hulle het pak slaag gekry, omdat hulle gesê het, oom Ben, hoekom wil jy so groot kerk bou? Ek sê vir hom, jy is deel van 'n besigheid, wat omgee vir mense. Vir julle mense, almal wat vir julle werk, ryk en arm, van bo tot onder, maar jy's ook deel van 'n besigheid, wat oop hande het, vir hierdie gemeenskap. Toe sê hy, dankie oom Franna, dit is. So, dankie Johan, en elkeen van die 4 boeties, en die nageslag, wat besig is om by julle die stokkie te kry, en dit aan te gee. Julle is 'n voorbeeld, vir die Milders, en die Skolse, en die Bolle, en vir almal. Dankie Johan. Julle, daarbo sien julle die dankbaar hoedjie, as jy hom nog nie het nie, dis iets om te dra, want dit sê wie ons is. Ons is dankbare feesvierders, en dan linksbo, regsbo, is daar 2 seuns, wat in die feesjaar gebore is. Die een se naam is Vrede, met 'n F, en die ander een se naam is Finn. En hulle gaan stories hoor, oor hulle geboortejaar, 2026, toe hierdie gemeente fees gevier het, en begin het om meer en meer uit te deel. 'n Stroom van lewende water, wat deur ons vloei. Kom ons staan en ons prys die Here. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof, sal so lang en leef my psalme, vrolik toewy al sy lof, en om wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied, altyd groot maak in my lied. Dankie Vader, Seun, Heilige Gees. Dankie. Amen. Julle kan julle sitplekke inneem. Welkom by siklus 5 vroue van die Koninkryk. En ons vertrekpunt teks vir die hele siklus, waaroor ons nie een keer gaan preek nie, maar net vanoggend een keer gaan lees. Die vertrekpunt oor hoe God sy koninkryk bou, is die Here kyk oor die aarde vir harte wat oop is vir hom. Vir harte wat in nederigheid kan sê, hier is ek Here, stuur my. Raak my lippe aan, raak my hande aan, raak my lewe aan, stuur my. Dit is wie die Here wil gebruik. Nie mense met die CV's en met die range en met al die kennis en al die status nie. Hy kan hulle ook gebruik, ja. Maar manne en vroue, seuns en dogters, wat se harte sê, hier is ek Here, gebruik my, stuur my, as u uitdeler. So, Paulus moes die ouens in Galasië leer, in 'n wêreld waar die baas alles was en klaas niks. Daai tyd werkgewer en slawe, daai tyd mans en vroue is redelik uitgeskuif, en dis hoekom ons eintlik met die vergrootglas 7 vroue gaan oplig, en hulle gaan vir ons sê, moenie na ons kyk nie, kyk na ons God, wat ons opgelig het, en wat ons gebruik het. So,
Die opskrif in die 2020 sê gelowiges as kinders en erfgename van God. En die teks sê, want deur die geloof is julle almal kinders van God in Christus Jesus. Want julle wat in Christus gedoop is, het Christus as 'n kleed aangetrek. Daar is nou nie meer Jood of Griek, nie meer slaaf of vryman, nie meer manlik en vroulik nie, want julle almal is een in Christus. Nou net weer die polsknoppie, beteken dit, toe Paulus praat, dat die gemeente van daar af gesê het, nee, jy's nie 'n Jood nie, jy's ook nie 'n Griek nie, jy's nie 'n Romein nie, nee, hulle het nog steeds gebly, ek is 'n Jood, of ek is 'n Griek, ek is slaaf, of ek is 'n vryman, ek is 'n man, ek is 'n vrou, ek omarm wie God my gemaak het, maar, dit maak nie meer saak nie, dit bring nie meer skeiding tussen my en ander mense nie, hoekom? Want julle almal is een in Christus Jesus. En dan die laaste, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham. So wat doen Paulus? Hy hardloop reg terug tot in die begin omtrent van God se pad met hierdie volk. Abraham, en ooreenkomstig die belofte is jy 'n wat? Jy's 'n erfgenaam. Ek en jy's erfgename. Ons is ingeskryf in God se testament. Deur die bloed van Christus. Dis ons identiteit, wie ons is. My identiteit is nie, ek is 'n Mulder, ek is 'n Suid-Afrikaner, ek is 'n Afrikaner, en so kan ek opnoem. My identiteit nommer 1 is, ek is 'n Christen, 'n volgeling van Jesus Christus. En dit relativeer al die ander dinge in my lewe, wat vir my kosbaar dalk mag wees. Dit relativeer dit alles, sodat ek kan connect met mense wat anders as ek is, maar in die naam van Jesus. So vriende, as jy gekyk het hier op jou uitdeelstuk, dan is daar 'n lied wat baie spesiaal geskryf is vir vandag en vir die volgende 7 weke. Dis die tema lied van ons siklus, en die tema, die woord, die opskrif is uitdeelfees. En dis wat ons gister beleef het. Gister was 'n uitdeelfees, want jy besef, alles wat hier gebeur, gaan uitgedeel word. En daarom vier ons fees, dat ons 'n verskil kan maak in hierdie gemeenskap, wat so swaar kry, so baie. So ek wil vra dat julle sit en dan luister, soos wat ons saam met Daniel wat vir ons voorloop, dankie Daniel, terwyl ons die lied vir julle sing, soos wat jy hom leer ken, kan jy gerus saam sing, hier's jou woorde, en ons sal hom met die uitstap vanoggend ook weer sing. So ons sing vir julle, en jy mag saam neerie, saam die woorde sing. So kom ons luister. Almal saam.
Dankie julle, terwyl die lofspan gaan sit. Vroue van die koninkryk, maar dis nie 'n vroue siklus hierdie nie. Ons val in vroue maand en volgende Sondag lang naweek as jy hier is, het ons 'n baie spesiale vrouedag moment, ons sien uit daarna. Maar hierdie hele siklus is 'n koninkryk siklus. En om God te leer ken en te sien hoe werk hy deur mense. En spesifiek 7 vroue wat ons gaan bemoedig in hulle menswees en hoe hulle beskikbaar was vir hulle Here. Ons gaan saam lees uit Rut. En as jy jou 2020 vertaling het, sal ek bly wees. Andersins, ek gooi vir jou hier voor. Kan ek sien wie van julle was gehoorsaam aan die WhatsApp wat gesê het jy moet hoofstuk 1 tot 4 lees voor vanoggend? OK, julle mag bly, die res moet ongelukkig huis toe gaan en nou gaan lees gou jou voorbereiding. Lees tog nou maar die ou WhatsAppie. Dis nie net 'n ping nie, dis jy moet hom druk en oopmaak en kyk. Julle, ek het regtig ongelukkig tot baie laat gisteraand nog steeds gelees hieraan. En ek gaan probeer om julle regtig nie te verveel nie. Daar's 'n Amerikaanse prediker wat gesê het die grootste sonde vir dominees en onderwysers is om kinders te verveel met die Bybel. Want hierdie Bybel is net plofbaar. Kyk maar na die The Chosen en kyk maar van die ander films en reekse oor Dawid wat Hollywood doen met van hierdie verhale. En dit is wow. Hulle herskryf so 'n bietjie nou vir wat sê hulle poetic license en dramatic effect. Maar baie van dit bring ons terug na die Bybel toe en jy besef, oh wow, is dit in die Bybel? Regtig? En dan gaan kyk jy en dan sien jy, o ja, min of meer. Dit bring ons terug na die woord wat wonderlik onplofbaar is in ons eie lewens. So, die opskrif Naomi se verlies, Rut 1 vers 1 tot 9. In die jare toe die rigters nog regeer het, was daar hongersnood in die land. 'n Man van Bethlehem in Juda het tydelik in die gebied van Moab gaan bly. Hy en sy vrou en sy 2 seuns. Die man se naam was Elimelech, sy vrou se naam was Naomi en sy 2 seuns se name was Maglon en Kilion. Hulle was van die Efrata familie uit Bethlehem in Juda. Hulle het in die gebied van Moab aangekom, menende uit Juda uit 'n heidense land. Terwyl hulle daar was, is Naomi se man Elimelech dood. En is sy en haar 2 seuns agtergelaat. Eerste ramp wat haar tref en wat 'n vrou kan tref in die Midde-Oosterse wêreld van destyds in die tyd, 3-4 jaar terug. Hulle het Moabitiese vroue geneem, vroue van die omgewing natuurlik. Die een se naam was Orpa en die ander een se naam was Rut. Hulle het sowat 'n dekade daar gebly. Toe is ook die 2 seuns, Maglon en Kilion dood. Tweede tragedie. 'n Mamma wat haar kinders begrawe. Die vrou het alleen agtergebly sonder haar 2 kinders en sonder haar man. En julle, dis hoe die Bybelboek Rut. Is ek reg? Amper die enigste boek in die hele Bybel? Nee, Ester ook, wat genoem is na 'n vrou. Dit begin met tragedie. Begin met trane. Wat ek en jy nie kan verstaan nie, as ons nie self daardeur is nie. En dan is dit die terugkeer van Naomi, want waarheen sal sy gaan? As om terug te gaan, na die land waar Elohim, Jahwe, aanbid word. Sy het toe gereed gemaak om met haar skoondokters terug te keer uit die gebied van Moab, want sy het daar in die gebied van Moab gehoor, dat die Here, Jahwe,
na sy volk omgesien het deur vir hulle brood te gee. Sy is toe weg uit die plek waar sy gewoon het en haar 2 skoondogters saam met haar. Op pad terug na die land Juda, sê Naomi vir haar 2 skoondogters: Orpa, Rut, julle moet liewer teruggaan, elkeen na haar ma se huis. Mag die Here julle goed behandel, soos wat julle die oorledenes en my goed behandel het. Mag die Here gee dat julle elkeen 'n tuiste vind in die huis van 'n man. Toe het sy hulle gesoen, maar hulle het hardop begin huil. Sien jy dit in jou gedagtes? 'n stikkende ma. 2 weduwees saam met haar. Van Naomi, vreemde land. Vir hulle, die regte land, maar alles verloor. En julle dan spring ons na vers 16 vir die wonderlikste geloofsbelijdenis. Wat elke pa, elke ma, elke oupa, elke ouma wat in Jesus Christus glo, hoop om te hoor van ons kinders. Hoor hierdie geloofsbelijdenis. Rut antwoord: Moet my nie probeer dwing om u te verlaat nie, of om van u af weg te gaan nie, want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Die Here kan my maar swaar straf, as ek nie woord hou nie, net die dood, mamma, sal ons skei. Toe Naomi sien dat sy vasbeslote is om saam met haar te gaan, het sy opgehou om haar te probeer ompraat. So die 2 van hulle toe aangestap tot hulle by Bethlehem aangekom het. En dan Naomi se bitterheid met dit wat sy reeds ervaar het in haar lewe. Haar teleurstelling. En hoor hoe verwoord sy dit. Toe hulle in Bethlehem aankom, was die hele dorp in rep en roer oor hulle. Die vroue het vir mekaar gesê: Is dit werklik Naomi? Sy het vir hulle gesê: Moet my nie Naomi noem nie. Noem my Mara. Want die Almagtige het dit vir my baie bitter gemaak. Met 'n vol lewe is ek hier weg, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom my Naomi noem, terwyl die Here my teenstander geword het en die Almagtige my kwaad aangedoen het? En vriende, sy sê goed wat ek al gehoor het in my lewe. Wat mense partymal sal sê: Jammer Domie dat ek nou maar eerlik is, maar dis hoe ek voel. Die Here het my gelos, hy het my gedrop. Ek is stikkend, ek weet nie meer nie. En dan wil baie van ons dominees dadelik net sê: Moenie worry nie, alles sal uitwerk. No ways. Naomi moet haar bitterheid, haar angs, haar seer moet sy omarm. Sy moet dit verwoord, soos amper die helfte van die psalms wat kla en wat huil en wat treur. Want daar's 'n tyd om te lag, ja, maar daar's ook 'n tyd om te huil. 'n Tyd om te treur, om nie jou rou en jou seer eenkant toe te stoot en toe te plak nie, maar om dit in die lig te bring en met die Here daaroor te praat en te worstel. Want ons kan in elk geval niks wegsteek vir hom nie. Hy weet dit alles. Sy beleef geweldige verlies. Sy noem haarself Mara, die Hebreëse woord wat beteken bitter. Maar interessant, net hiervoor is dit haar skoondogter wat bely, 'n geloofsbelijdenis, te midde ook van haar eie hartseer met die dood van haar man, wat sy sê: U God is my God. Julle dan begin 'n wonderlike matchmaking scheme uit die hart van God. Party oupas en oumas en pappas en mammas is goed, party is baie sleg met dit. As jou seun of jou dogter 'n metgestel aanbring met pink hare, pink, pappa, haal diep asem en moenie sê: In my huis kom hierdie boyfriend van jou nooit weer nie, want haar hart gaan net wees: Ek weet nie wat pa nou miskyk nie, maar ek soek hierdie mannetjie. Baie maal ons kinders, baie maal ons, as God sê Ninive, wat doen ons? Ons sê nee. Ons wil die harde pad loop tot in die see en
So wat gebeur? Die Here werk agter die skerms. Hy werk. Hy gee insig en wysheid van Naomi en daar's wonderlike dinge wat hy doen, hoe hy dit orkestreer met sy gees om hierdie gesin, om vir Naomi en vir Rut in te bring in 'n huis van liefde. Rut op Boas se lande. So hier gebeur dit, dis op die lande, Boas, boer, gesiene man, en hy sien vir Rut. En dan gebeur hierdie geselsies, jy kan al die detail gaan kyk, maar dan sê Boas vir Rut, luister my dogter, jy hoef nie in 'n ander land te gaan are optel nie. Moet selfs nie eers hier vandaan weggaan nie. Menene bly net hier, ons wil gou WhatsApp nommers uitruil. Ek wil nie te desperaat lyk nie, dink Boas, maar hierdie meisie, ek het gehoor van haar. So, bly by my vroue werkers. Kyk in watter land hulle oes en volg hulle. Ek het my werkers uitdruklik beveel om jou glad nie lastig te val nie. So wat doen werkers as hier 'n mooi jong weduweetjie daar langs die land besig is? Wat doen hulle? En eers is dit nice en dan word dit lastig val en ongelukkig daarvan julle wat dit ken. En dit word onaangenaam. Boas sê ek het met my werkers gepraat. Niks sulke dinge nie. En as jy dors is, Rut, moet jy van die kruike gaan drink en van die werk wat die werkers nou daar skep. Rut kniel toe. Sy buig vooroor met haar gesig teen die grond en vra vir hom, waarom is u so goed vir my? U gee vir my om. En dan is dit die Hebreëse woord nakar, wat ek nou gaan vir julle verduidelik. En dit terwyl ek 'n buitelander, in hakkies 'n nakri is. Nou dis hoe dit vertaal word hierso. Maar julle, dis 'n ongelooflike Hebreëse vertaling. Die woord nakar beteken om raak te sien, om te sien. Maar nakri beteken die onsigbares. Amper soos die untouchables in Indië. Die untouchables wat betaal via karma in reïnkarnasie, hulle vorige lewe wat hulle droog gemaak het, nou is hulle 'n arm bedelaar en die ander Hindoes sê ons praat nie met die untouchables nie, want ons meng in reïnkarnasie en in karma. Dis hoekom Moeder Teresa so revolusionêr was om te sê ons gee vir almal God se liefde. Ons glo nie in hierdie ding van die toestand waarin jy nou is as 'n arme, as 'n untouchable. Die woord vanuit die Indies is die woord kuli. Dis hoekom dit ook in ons geskiedenis 'n baie slegte term is saam met die ander K-woord, wat mense verdoem in dit wat jy vir hulle sê. As jy daai woorde gebruik, sê jy of vir iemand, vir swart mense sê jy vir hulle, jy's 'n heiden. Staan aan een kant. En aan die ander kant met die woord vir Indiër mense, daai K-woord sê jy vir hulle eintlik, jy's 'n untouchable. Jou wortels lê in Indië waar die untouchables, jy mag nie by hulle verbyloop nie, hulle skaduwee mag nie op jou kom nie. Wat Rut sê is, hoe nakar jy my? Hoe sien jy my raak terwyl ek 'n onsigbare is, 'n nakri wat eenkant gestoot word. Ek is 'n uitlander. Ons word gedeporteer, ons word beskinder. In Boas se raak sien ons God. Wat sien die nakri van hierdie wêreld, die onsigbares. Dis waar Jesus se hart is, by die armes, by die weduwees. Dis waar hy is. Hy nakar die nakries van hierdie wêreld, ook in Blanco en in George en in die Suid-Kaap. Dan gebeur wonderlike dinge, Rut en Naomi, want kyk wat gaan gebeur. Naomi vra, my dogter, waar het jy vandag are opgetel en by wie het jy gewerk? Ek wonder of sy dalk al 'n kinderstorie gehoor het. Mag die een wat jou bevoordeel het, geseënd wees. Hoe weet sy? Sy het teruggekom met are en met iets om te eet. Mag die een wat jou bevoordeel het, geseënd wees. Sy vertel toe vir haar skoonmoeder, by wie sy gewerk het. Die man by wie ek vandag gewerk het, sy naam is Boas. En hoor nou hier, ons glo ons nie in toeval nie, en die Here werk agter die skerms. Naomi sê, wow, I love it when a plan comes together. As God se planne werk. Mag hy geseën word,
deur die Here, wat nie nagelaat het om sy verbondstrou, dis die ryk Hebreëse woord chesed, die verbondstrou, die onvoorwaardelike liefde van God. God laat nie sy chesed na, om dit te bewys aan die lewendes en die dooies nie. Naomi het ook vir haar gesê, die man is verwant aan ons, verlangs familie. Hy is een van ons lossers. En dis die Hebreëse woord Goel. So net eerste, wat hier dadelik op die tafel kom, is dat Naomi bid en sê, dankie Here, God van hemel en aarde, dat u chesed, u verbondstrou, u liefde oor ons spoel binne in hierdie situasie. En dan, Rut, hierdie man is 'n losser, hy's 'n Goel. So, sy begin raak sien wat die Here doen. En is so mooi, en ek gaan nou vir julle Goel ook net bietjie beter verduidelik. Maar kom ons sien net hoe werk God dan, hoofstuk 3. God aan die werk. So, nou is daar verdere planne van 'n ma en haar skoondogter. Alles onder leiding van die Heilige Gees. So, lang dag, Boas, hy gaan nou slaap. Hy het heerlik geëet van die vrug van sy harde arbeid en hy het gedrink en sy hart was vrolik. En hy het aan die kant van die hoop graan sommer daar gaan lê. Rut het stilletjies, nou in hakkies, soos Naomi toe vir haar raad gegee het, nader gegaan. Sy voete oopgemaak en daar gaan lê. In die middel van die nag skrik Boas wakker. Iets raak aan hom. En so waar, daar lê 'n vrou by sy voete. Ek sit nog nie die skyfie om nie, want sê vir my, wat is sy woord? Jy hoef dit nie in Hebreëus te sê nie. Wat sê hy? Wat sê, ek sien daar's 'n man wat vir sy vrou iets fluister. Dit gaan teen 'n woord wees wat hy nie hier mag sê nie. Come on, sê vir my, wat sê Boas? Hy slaap, hy word wakker, daar's 'n vrou hier by sy voete. Johan sê, sy woorde is, bly maar lê. Jy's tuis, jou GPS het jou gebring tot by my, jy's by die regte adres. Ek het vir jou 'n pin gestuur en jy het gekom. En so waar, sê die 2020 vertaling, daar lê 'n vrou by sy voete. Wie is jy? Roep hy. Sy antwoord, ek is Rut, u slavin. Die woord vir ek is u dienskneg. Ek is hier om met nederigheid 'n versoek te kom bring. Dis wat haar dade sê. En nou hoor hierdie. Gooi die soem van u kleed oor u slavin. Nou die woord in Hebreëus is kanaf. En dit kan op twee maniere vertaal word. Die een is hierdie verwysing, gooi die soem van u kleed oor my, wat 'n handeling sal wees, 'n simboliese handeling om te sê, ja, ek gaan jou my vrou maak. Maar die ander kant van die Hebreëus van kanaf vra sy eintlik, en van die ander vertalings vertaal dit so, hier is ek, u dienskneg, Ferdi, daar gaan die 75 jaar, die klip, waar het ons gekap is. Wat sy eintlik sê is, sprei u vleuel of u vlerk oor my. En dis simboliese taal om eintlik op haar knie daar te sê, trou asseblief met my. Kom aan manne, wie van julle se vrou het jou gevra? En dit was nie 'n grapie nie. Wie se vrou? Daar is ons sulke stories. My vrou het my gevra en hier is ons 40 jaar later. Ja? Hier is die eerste voorbeeld. Rut vra deur hierdie handeling, kanaf my. Menende, sprei u vleuel oor my, want u is die Goel, u is die losser. En ek gaan julle nou daarvan vertel. Hy sê toe, mag jy geseën word deur die Here. En bietjie verder, dit is waar, ek is die losser, maar daar's ook 'n losser wat nader familie as ek is. So onmiddellik spanning. Hoor julle die dramatiese musiek nou in die film klankbaan. Alles is amper reg, maar daar's iemand anders wat familie nader as ek is, wat eerste nou in terme van Goel 'n losser kan wees. Maar bly vandag hierso en môreoggend, as daai ander losser jou wil loskoop, goed, laat hy jou dan loskoop. Maar as hy jou nie wil loskoop nie,
dan sal ek so waar as die Here leef dit self doen. Bly nou maar lê tot môreoggend en gaan lees daar hoe hy nou stilletjies die oggend nou vir haar 'n jassietjie gee en seker maak dat niemand sien nie en so hierdie was 'n geheime sensitiewe operasie, beplanning, CIA vlak. Julle kanaf die vleuel sprei. Dalk iets van vlerksleep, van julle wat ouer is met my later verduidelik, waar kom vlerksleep? Ek wonder of kanaf iets te doen het met vlerksleep, ek weet nie, vleuel sprei. Maar die bottom line hiervan is, in daardie woorde vra sy vir Boas om met haar te trou. En wie sprei sy vlerke oor jou en my? Psalm 91. Met sy vlerke sal hy jou bedek. Onder sy vleuels sal jy skuiling vind. 'n Skild en 'n skans is sy trou. So wat is hierdie Goel, Hebreëse woord? Dit is 'n bloedverwant verlosser of losser. Natuurlik met 'n klein letter V, want ek en jy weet, daar's net een verlosser, hoofletter V, Jesus, ons verlosser. Maar die tradisie wat kom van God af, as 'n lewegewende tradisie vir daardie tyd, is dat 'n Goel is 'n naby familielid in die Ou Testament era, wat die reg en plig gehad het om 'n behoeftige familiegesin te help deur grond terug te koop, 'n slaaf vry te koop of om met 'n weduwee te trou. En die bekendste voorbeeld in die hele Bybel is dan natuurlik hierdie. Maar die wonderlikste voorbeeld wat jou en my lewe verander, is die feit dat Jesus Christus jou en my Goel is. Dat hy ons verlosser is. En daarom in 'n sekere sin wys hierdie verhaal met Boas, gewone man, heen na Jesus, die Goel, wat sy vlerke oor ons sprei en ons red. Ons sluit af met laaste hoofstuk. En ek wil vra dat Gerda dit vir my kom lees, asseblief. Dit is die geboorte van Obed. En natuurlik, soos julle weet, het Gerda 2 seuns. En ek weet nie of jy deel is van die matchmaking nie, maar daar is oulike vriendinnetjies, dis nog nie daar nie. OK, maar ek bid, soos wat jy hier nou gaan lees, dat daar vir jou eendag gesê kan word, ouma Gerda. Ver van nou af, is reg. Hy gaan nie wys. Of jy kan daar kyk of daar, afhangende van jou bril, wat die beste is. OK, en in die mic, yes. Geboorte van Obed. Boas het Rut by hom geneem en sy het sy vrou geword. Hy het by haar ingegaan en die Here het haar swanger laat word. Sy het aan 'n seentjie geboorte gegee. Die vroue het vir Naomi gesê, die Here moet geprys word. Hy het jou vandag nie sonder 'n losser gelaat nie. Mag die losser beroemd wees in Israel. Mag hy jou lewenslus herstel en jou versorg op jou ou dag. Jou skoondogter, wat jou liefhet, het hom in die wêreld gebring. Sy wat vir jou meer werd is as 7 seuns. Naomi het die kind geneem en op haar skoot gesit en sy pleegmoeder geword. Die buurvroue het vir hom 'n naam gegee. Hulle het gesê, 'n seun is vir Naomi gebore en hom toe Obed genoem. Baie dankie. En vriende, ek het dit vanoggend vir een van die seniors, wedevrou genoem. Vandag is jy Naomi. En hier's baie Naomies as deel van hierdie familie. Naomies wat hulle eggenotes, hulle kinders moes begrawe. En vanoggend is Naomi se verhaal, die verhaal van God, die Goel, wat sy vleuels oor jou sprei en vir jou sê, my kind, jy's myne. En ek het vir jou 'n nageslag, 'n erfgenaam. Ek het vir jou 'n ewige tuiste, 'n ewige lewe, eendag. Maar tot daai dag is ons geroep, ons almal, om vir die Naomies ook van Blanco gemeente, vir die Rutte, daar te wees. Uit te kyk vir hulle. En te help, om hulle te seën. En om daar te wees vir hulle. Hier gebeur herstel. Hier begin iets van 'n nuwe hoop, 'n nuwe lewe, 'n nageslag. En julle, dan wil ek afsluit met 'n geslagsregister. En geslagsregister
is nie net vir historiese wat se tone omkrul oor die vanne en die uitsprake nie. Dis vir oggend vir ons, want ek en jy het 'n geslagsregister en ons is ingeskryf in die geslagsregister van God deur die bloed van Jesus. So hoor dan nou wat die Here bewerk het, bonatuurlik. Rit 4 vers 17 tot 22. Obed, wie is Obed? Obed is hierdie klein seun. Dis hierdie klein seun. Obed was die vader van Isai. Wie is Isai? Isai is die pappa van Dawid. Hier volg die geslagsregister van Peres, en dan is dit Peres, het Hesron verwek, Hesron, Ram, Aminadab, Nahshon, Salmon, Boas, Obed, Isai, Dawid. En jou en my verlosser is gebore in Bethlehem, die stad van brood, die stad van Dawid, Jesus seun van Dawid. Wat jy moet saamvat vandag is net hierdie paar woorde uit elkeen van die hoofstukke. Jou God, Naomi, is my God. Naomi, noem my Mara. Huil saam met my. Rit 2 vers 10. Boas, waarom sien jy my raak? Vers 20. Sy liefdestrou, sy verbondsliefde, sy chesed het nie opgehou nie. Haar proposal, sprei die vlerke, die kanaf oor my. Geloofd sy die Here, wat vir jou 'n Goel, 'n losser, 'n verlosser gegee het. En dan Matteus 1 vers 1, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Vers 23, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom noem Immanuel. Sit terug en beleef die verhaal van Rut. Kom ons luister. Ik is een vreemde hier, ik heb mijn land gelost, ik heb jouw pad gekruist, ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd aan terug, moet niet op mij vertrouwen, maar jij is het deel van mij. Hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker en die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht een lang reis, recht door die woestijn. Recht door die woestijn. Maar jouw land is mijn land. Jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal. Jouw God is mijn God. En jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst, mijn toekomst. Jouw hart is mijn hart. Mijn hart. En ik weet jouw volk is bang voor ons wat anders is. Maar ik zal bruggen bouwen, daar waar die afgrond is. En ik zal terug verlangen, wanneer die wind zal waaien, wat uit die zuiden komt, van mijn geboortegrond. Maar ik zal sterk wees, en ik zal oorleven, want ik wil naast jou staan, al zal dit moeilijk wees. Al zal dit moeilijk wees. Want jouw land is mijn land, en jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal. En jouw God is mijn God.
En jouw droom is mijn droom. En jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst, mijn toekomst. En jouw hart is mijn hart. En mijn deel is jouw deel. En mijn brood is jouw brood. Jouw leven, mijn leven. Jouw dood is mijn dood. En wanneer die donker komt en jouw mensen mij ontwijken, zal ik mijn liefde geven totdat die haat verdwijnt. Totdat die haat verdwijnt. Want jouw huis is mijn huis. En jouw angst is mijn angst. Jouw stilte, mijn stilte. Jouw land is mijn land. Is mijn land. Dankie vir die voorreg om die geleentheid te hê om 'n gebed te kan doen op hierdie dag. Ek het dit geskryf, so ek gaan dit lees. Julle is welkom om julle oë toe te maak of oop te hou. Dit is julle keuse. Hemelse Vader, U is ons God en ons leidsman. My gebed vanoggend is dat U, deur die leiding van die Heilige Gees, ons sal help om goeie keuses te maak. Soos Rut, Here, al is dit soms moeilik en totaal onseker in ons menslikheid, dat ons U sal vertrou met elke tree, dat ons elke ene individueel, maar ook ons as gemeente, elke dag sal kies om U te aanbid, U te loof en U te vertrou vir die toekoms, dat ons seker sal weet dat U sorg op U tyd en volgens U alwetendheid. Ek bid dat ons aktief in U diens besig sal wees om U liefde, U omgee uit te leef, soos Rut en Boas het. Dat ons deur U inwerking in ons lewens sal lief hê soos U, totdat die haat verdwyn, want U is ons verlosser vir ewig. Amen. Amen. Dankie Corlie. En vanuit hierdie gebed wil ons ook vorentoe kyk. En ek wil vra dat Junita met ons kom deel dit wat ons glo op God se hart is, Visie 2027, die pad vorentoe. Goeiemôre almal. So net soos wat God 'n plan en 'n droom gehad het met Rut en Naomi vir die uitbreiding van sy koninkryk, so wil ons vir God se leiding vra oor wat die volgende tree en plan is vir Blanke gemeente. Ons wil julle as gemeente graag uitnooi om biddend saam te luister na hoe die Here wil hê ons visie moet uitleef in 2027. Hoe dit dan nou prakties gaan werk is, oor die volgende 3 Sondae gaan ons vir julle 'n vraelys uitstuur, hoofsaaklik aanlyn, wat ons graag wil hê julle moet voltooi. En dit is om te help met hierdie leiding oor hoe ons hierdie visie gaan uitleef vir volgende jaar. En dan gaan ons 'n gesprek fasiliteer na die erediens van Sondag 30 Augustus, waar julle welkom is om aan deel te neem. Ons gaan dit doen in hierdie gebou. En saam met dit sal ons van volgende Sondag af so skyfies net ons kontakbesonderhede van die strategie fokus area insit, indien jy enige kommentaar apart sou wou lewer. Baie dankie. Dankie Junita. En vriende, ons is opgewonde, want vanuit elkeen van hierdie 7 vroue se verhale sien ons hoe God werk, sy gees, maar hoe daar ook instemming en dade moes gebeur.
Naomi moes die wysheid deurgee en Rut moes daai dapper stap neem om Boas te vra om te trou. So is elkeen van die rolspelers in Rut met God die hoofkarakter broodnodig gewees. Uiteindelik regdeur tot by ons verlosser. So uit daai oogpunt is julle wat kyk op YouTube, die kinders wat hier buite is, die tieners vanaand, elkeen 'n deel van die liggaam van Christus in Blanco gemeente. So omarm dit, wees deel en kom ons sing 'n slotlied waarvoor jy kan staan en ons sê, ja Here, wat U wil, vir nou, vir 2027, vir die kwart eeu wat voor ons lê, totdat Finn en Vrede Bol saam die 100 jaar viering van hierdie gemeente gaan vier. Here, wat is die pad? Dat ons uitdelers van U liefde kan wees. Kom ons staan en ons gee onsself oor aan die Here. Mag dan die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die krag en die troos en inspirasie van die Heilige Gees jou deel wees, kind van God, en ons antwoord, Amen.
Ons kuier heerlik saam, koffie, tee, kom groet jou familie en wees deel van die uitdeelfees.